Maar voor ons begin, die waarheid is Boeta Sally, maar u is jaloers op die plant. Sy is jaloers. Sy het vir my, toe ons begin met die podcast, toe is my 'n klein plant. Ek weet nie wat noem dit, 'n cactus. Nee, dit was nie 'n cactus nie. Dit was hierdie ding is 'n plante wat ons plant vir die spekboom. En hy dit laat sterf, Boeta Sally. Hy nee, en hy goed sterk maar nie sommer. Exactly. Ek het ook gesê die environment is toxic dan. Ja. Hy goed sterk vir sommer nie. Hy kan in die woestyn groei vir jare. Yes. Super. Yes. Maar wat is spekboom? Is dit ook 'n vetplant tipe? Ja, dit is ook 'n succulent, ja. Okay. So ek was baie oningelig oor die plant. Maar dis kom jy nou sien ons het baie artificial plante. Jy sien nou. Nee, ek nou al die woord het lees. Stel maar die nou die stiek in haar oog. Sy stiek in haar oog. Maar ek steek my na aan nee. Maar ja, soos ons reg ons kan begin. Ja. Ek sê gewoonlik moet ek vir hulle twee vooraf sê. Ja. Oor 'n gas gedra vir hulle. Maar dan sal ek nog klaar bietjie nog vind. Ja, Dis my mes. Oh. Ons kan ons maar klaar. Ja, nee. Maar ja, eerstens welkom by ons. Welkom in die Weskus. Ek glo dat jy jou eerste keer in die Weskus is. Maar welkom by ons. Ongelukkig toe jy hier kom is 'n bietjie koud gewees. Maar dis ons tipe weer, so nou al 'n bietjie sop geniet. Maar ja, welkom in die Weskus. Ek hoop jy het soveel tyd geniet hier in die Weskus, hier in Langebaan spesifiek. Baie mooi dorpie. Baie lieflike mense het self dit gesê, jy is gewoond aan dat mense nog mekaar groet of so. Ek weet nie of miskien naby Pydag is, nou is mense vriendelik. Miskien middelmaand so 'n bietjie verander. Maar ongelukkig dit is maar die tipe kultuur van die Weskus. Baie vriendelik en mense is daar vir mekaar. Guys, ons vandag by episode 41 van die Vermaak en Praat podcast. Maar zoals het nou gesê dat ons het nou die dag geskiet en skiet alweer. Ons is besig as winters, ons baie indoors guys, né? Ons wil hulle beste stok gee sodat julle kan net die podcast kyk, want ek nog gesien met die nuwe budget speech dat die kindergeld opgegaan. Ja. So moenie idees kry nie. Moenie idees kry nie. Kyk die podcast. Asseblief kyk die podcast. En volg ons op Facebook, YouTube, TikTok en Instagram, né? Op alle goed kan julle vir ons kry, die Vermaak en Praat podcast. Weer eens guys, die podcast, né? Ons is hierso om ons opinies te gee. Ons sê nie moet ons raad volg nie. Ons sê ook nie doen wat ons doen nie, ons gee nie ons opinies, né? Van nie môre sê as jy op dat soos nie pad kry maar ek gesê ek moet soek my hare, dis kom my hare nie gooi nie, maar eigenlijk is jou hare nie. So asseblief, né? Ons gee ons opinies en as jy wil vra enige raad, sal jy wel help, né? So ja, dis dit. Dit is voor 'n intro. En nou ja, die recording, né? Okay. Iemand van my gesê dat wat soos dit deesdae soos Jamie Foxx. Ek kom mos sê Ek is Jamie. Jamie Foxx. Ja, Ek is Jamie ek kan nog net op die Foxx. acteur se naam kom. Okay. Ek het gedoen dat Jamie Foxx wat nou hier uitkom. Hoe ek is Jamie Foxx. Ja, iemand gesê Jamie Foxx. Dis van al die ouens so moet ek nou Jamie Foxx. Daar's Trevor Noah, daar's Denzel Washington, Jamie Foxx. Hoe is hy op wat? Will Smith ook. Will Smith baby. Ik denk meer als je baat en die haren fiets. Ja, Jamie Foxx. Wanneer laatst heb je Jamie gezien? Baie lang las. Kyk in die spieël, as sien jy. Jamie Foxx. Voor me gewoon geïntroduceerd. Ik wil ik zie nou je heeft gekomen met secreteit. Dus ik wil iets een gevecht uitbreken op je podcast. Peter Salis, wie is jouw sokkerspan? Ek is in 'n sokker ou nie. Okay, dis fyn. Hy maar net Liverpool trainer, wat seker maar wen United is nie. Ja, Mr. Liverpool. Maar rugby kan jy my beslis vra. Okay. Ek is All Black. Dat kan jy sien in my visie groen. Ja, guys, né? Op my ver regterkant, né? Tall, dark and handsome, né? Actor, producer, lover, not a fighter. Die all. Wie is 'n lava is ek? Ek hoor nou ek is 'n lava. Ek soek Salis. Ek soek nog. Ek hoor dus maar ek is 'n lava. Maar ja nee, goed Jules, Jules sê po guys, nee. Eigenlijk ja. En dan ons first lady, net so langsom ons
Broer Sally, hy is nou ons first lady. Jy kan sien sy aangetrek so onderwysig. Dat is haar karakter, sy vat die nonsens. Sy vat die nonsens. So ja, the all in wonderful and beautiful Miss Mercy. Jy moet eerlijk gezegd Pura I. Pura I. Ja, because my Puta Size, Puta Jules, Pura I. Pura I, Discriminatie. Of Sister I. Sister I. Sexism. Ja, guys, hè. En dan voor hom het hulle gesien op Facebook, né? Op TikTok. Hy laat jou altyd lag as hy voel jou dag is wat ek moet wees, né? En hy kom af op sy video's. Ek het nou daar kyk waar hulle die ou se vrouke soek. Ja, ek het dan die ou gaan werk, maar die ou se kar is in vir 'n service. En hy's 'n goeie ding hy. So nou en dan guys. Oh my, ai. As jy by die huis, Pabo ka op het pad. Om net te kyk. Dat is het beste om te kyk, né? But ja, guys, né, in ons midde, ek dink ons is voorbij geëer. Definitely. Ek dink ons vat die poort daarna een next level toe, met die gas. Is al die pad, ek wil nie sê van die Kaapie, ons sê maar soos mense sê van die Eastern Cape Town, maar eigenlijk was het die hele Weskaap. Maar hy is locally, guys, hy is hier so by ons. Ek dink allemaal is bekend met sy video's, allemaal is bekend met hom. Buddha Salis, welkom by die vermaak. Buddha Salis! Baie welkom by ons. Eerstens guys, voor ons begin, ons wil die intro doen. Hoe gaan het met julle guys? Hoe gaan het met julle? Voor my gas vraag. Nee, ek gaan great los. Check in by my altijd brilliant. Buddha Salis is here, so we gaan een great in. The mood is up, the mood is up. Yes. Mas how are you doing? Baie, in 'n baie goeie space en ja. Is al. Ja. Ja, voor ons begin guys, né? Ons sê wel gesê, ons poster hier agter, né, is gebog en gemaak by copy and paste in Langebaan. As hulle enige printing, enige ding nodig het guys, hulle as julle go to in die Weskus, copy and paste. Support hulle kwaliteit werk. En hulle is op tyd, so hulle sê die datum, die dag, hulle gaan definitief deliver, né? So julle gaan kyk, maak het ry by hulle in Oosterwal. As jy by die gebouwe, by Pep Stores, kom jy oor die pad, jy sien daar by die langs die waterplek, Copy and Paste Langebaan, definitief maak gebruik van hulle dienste guys. Weer eens baie dankie Copy and Paste vir die mooi pop-up, ons waardeer vir julle, né? So let's get back to business, kom terug na die besigheid toe, hoekom as jy is vandag. So ek sê, hy is al die pad van die Kaap, maar nie dis nie van die Kaapie. Belangrijk, je moet een beetje informatie, je moet een beetje gaan krap wat voor wat gaat. Ik kan niet hier zitten en dan praten dat ding. Dan kijk je maar, joh, je laat me op je podcast, je weet eens van waar als je was staan. Maar oké, net om hij, om je playing field te level, nee. Ga ik voor u vragen, Buddha Salis, net zo voor u voor te stellen. Je rechte namen van, of dan ook bij Buddha Salis. Ja. Als je wel die rechte namen van geeft, dan niet, of misschien stokers als je wil je met belangrijk komen bij je. Maar net een klein achtergrond voor ons ging. Wie is? Ja, de rechte naam van is Salmon Smith. Ik is oorspronkelijk van Rosenville. As die wat nog niet weet, as een klein dorpje so voor Woester, as je van die Kaapse kant afrij, die die tunnel, dat is het eerste dorp wat je krijgt. Daar groot geraak. Laerskool Rossel primair, hoërskool Woester sekondêr. Was 'n busryer. Ja, het getravel vanaf Rossel Woester toe met die bus en daar het ek my matriekloopbaan klaar gemaak. My skoolloopbaan, matriek 1990. En is daar nog iets wat jy wil weet rondom Salmon Smith? Dit is nog gebore nie. Nog gebore nie. My ouma het gebly in Rosenville. So ek ken Rosenville so bietjie. O, jy ken hom. Ja, dis nog? Ja, ouma. Aan die dorp of op die plaas? Nee, in die dorp. Ja, so de Nova. Wat is jou oma se Mas miskien? u ken ook alles, né? Maar sy familie. Ry Fransman. Fransman. Maar waar sy het by haar dogter gebly, so hulle van was Hon gewees. On. Okay, hij was een juffrouw Hon, het van mijn school gehoord op Rosseville primair. Als hij was aan Woester. Okay. Ja, en toen ik mijn schoolloopbaan klaar maakte, toen join ik die politie in 1991.
En ek is nou nog aan die polisie, maar ek gaan nie veel daaroor uitbrei nie. Yes. Okay. Ons wil hier so 'n dag vir as dit Boeta of Boetie, as Boeta Salis. Boeta Salis. Kom ons begin nou by die karakter ja. Ek sien vir al hy hand movement Ja, as 'n baie die signature. en die signature. Die karakter is dit gebaseer op iemand, miskien in die gemeenskap waar jy groot geword het, of was dit maar net iets wat jy self gewoon werp het? Die karakter Boeta Salis. Okay, ek gaan begin by die begin. Okay, yes, ons begin daar. 2020, is net so voor die lockdown. Hy was in Februarie maand. Toen had ek vir Plaasnaar, baie goeie vriend van my, en ook my inspirasie, by gesê. Come on. Ja, Plaasnaar het videoclips opgesit, sulke korrige video's gecreate. 2 van die video's het vir my uitgestaan. Die een by die KFC, drive-thru, en die een waar hy sê, Bekkie af hier met 'n roetie. Yes. Ek het my klaar gelag daarvoor. Toe kry ek 'n idee, omdat ek in die skryfbedryf is. Ek was 'n freelance journalist vir 'n bekende koerant. Maar ek skryf nou nog vir hulle fiksie. En toe nader ek kom, ek sê vir hom, Plaasnaar, ek hou van die idee, jou karakter hou ek van. Karakter wat van die plaas afkom. Hy kan nie Engels praat, hy sukkel 'n bietjie en hy sukkel om aan te pas in die Kaap. Kom ek skryf vir 'n skrip, filmskrip. Dan maak ons 'n movie. Ek gebruik daai 2 as kerngedagtes, daai 2 videoclips. En jy sukkel om, jy kom van die plaas af, jy kom te doen met die moderne goede in die Kaap wat jy nie ken nie, en jy sukkel om aan te pas, en dit is vir jou vreemd. Kom ons skryf so, ek skryf 'n klip en maak ons 'n movie. Waar jy van die plaas af kom, jy hike Kaap toe, en jy kom in die Kaap, en jy experience die what technology according jou, jy gaat by jou toilet in, en hier sien jy net, in jou hand onder 'n ding is, daar kom wind uit, en jy ken dit van 'n long drop op die plaas, waar jy op hande 4 voet sit, ons bring al die humor in die film, en hy sê, ja, go ahead, maar op een voorwaarde, ek soek jou ook as 'n karakter in die movie. Nou sê ek, wat 'n karakter? Ek is nog op die social networks, ek is op Facebook as Salmon Smith, dan skep ons vir jou 'n karakter. Nou het ons gou gebrainstorm, okay, wat nou al 'n naam, Boeta Salis. Nou Boeta Salis is die naam wat my kollegas by die koerant altyd vir my genoem het as ek haar gaan visit het. Dan was dit die naam, maar dit is afgekort van die 3 letters van my naam Salmon. Yes. Oh, okay, daar het ons die naam. Nou, wie gaan Boeta Salis wees? Wat gaat hy wees? Wat gaat hy doen? Kom Plaasnaar wie met die idee, nee, hy moet simpel wees. Hy moet 'n funny karakter, hy moet eksentriek wees, soos 'n Mr. Bean karakter. Hy moet die wêreld verstaan op sy eie weird manier. Hy doen goed, snaakse goed. As jy nou 'n vriend van Boeta Salis is, en jy gaan vir jou vererg vir hom, of jy gaan skaam raak vir hom vir die goed wat hy doen. Nou, dit is wat die Boeta Salis is in. Februarie maand, die 20ste Februarie was die eerste video wat ons twee saam opgesit het, en hy, Plaasnaar het vir my geguide deur die hele proses. Lockdown het gekom, besluit ek gaan nog video's opsit, om mense deur die lockdown te help. Jy's moedig, jy kan nie rondbeweeg nie, jy kan nie uitgaan nie, jy's vasgekluister in jou huis. Okay, kyk dan maar vir Boeta Salis se video en lag, en laat jou gemoed net ophelder. En ja, en so gaat ek aan, ek nog nie die signature gehad, die cap. Ek het maar nog gewone klere gehad, toen besluit ek later, nee, Boeta Salis het 'n signature nodig. Maar koop vir hom die cap, laat vir hom t-shirts print, hy is nou sy werksuitrusting. En ja, toe Boeta Salis aangegaan, maar Boeta Salis sê, maar hy kan ook nie alleen wees nie. Hy het 'n vrou nodig. En toe's Blompootjie daar, Blompootjie se naam is Carmen. Okay. En Blompootjie is daar, nou moet ons uitwerk. Hoe gaat ons die twee teenoor mekaar afspeel?
Gaat hulle 'n happy marriage is? Okay. Of gaat daar 'n pantoffelregering is? Jo. Nou ek weet of julle kan onthou waar die koekroller inkom. Destyds in die strokiesrapport was daar 'n strokie gewees pantoffelregering. Van so kort mannetjie, het sy lang vrou wat vir hom al het geroel het. Hy is die stil oukie. Ek weet of julle nog hy kan onthou, dis in die 80er jaar. O, sorry. Ja, maar nou daar. Julian Jason se kon. Rapport. Onthou die destydse rapport, strokiesrapport met Tarzan die skim. Yes, die skimmel en hy. Die Babsie familie. Ja, die skim. So ek ken nou daar was 'n strokie in die pantoffelregering. Nou ek het gehou van die idee. Die vrou slaat die man al met 'n koekroller as jy nie wil hoor nie, of sy gooi hom met koekroller as hy duf. Of jag om in die patta. En toe ek die ook ingebring, die koekroller. Want Boeta Salis wil nie hoor nie. Hy week al dit op Blompotjie se nerves. En Blompotjie vereer vir hom. En hy word gedurig gejag. Maar ek sal nooit geweld in my video's gebruik nie. Nooit geweld promote waar hy sê my reg slat nie. Net waar sy my jag. En die geweld gedeelte is hy daar nie. Ek het eendag 'n videoklip opgelei waar ek 'n taxi hike in die Bontas waar die taxi drywer in die kaart met dik skop. Toe word dit van TikTok afgehaal want ek promote nou glo geweld. Oh my. Ja, maar ek het gesê julle my so skop dat die kykers moet sien julle skop nie werklik raak nie. Maar hulle het dit gevat nie. Hulle sê dat kan maar humor is, maar net die geweld promote nie. Dat is ek geweld promote. Ek moet die mense dag opgekyk met die tipe humor van my. Maar ook nou haal ek maar net geweld uit. Daar is, ek kan sien in die intro, daar gaan geweld op plaas van dat ek kom nooit by die punt waar die geweld plaasvind nie. Ja, en ek speel jou Boeta Salis 'n bietjie uitgebrei oor die karakter en goed, iemand van die koekroller verstaan. Because baie mense sien nie hoeveel denkwerk en goed gaan agter die goed. So, mense sal net dink, okay, hy het maar net die koekroller gesien die ding, as kom ons edit in. Ja. En ja, ek het vir Boeta Salis ook van die begin af begin kyk en ek moet sê, nee, is solid. Dankie man. Ja. Nou kom ons terug Boeta Salis na die karakter. Ek dink Brad Jules is ook gewoond aan, né? Jy het jou platform is nou gecreëerd. Jy het jou following, né? Jy het wel bekend met mense raak wel bekend met jou. Mense love jou video's, mense love vir jou. Né? Nou kom jy in plekke soos nou in die Weskus of in Langebaan of even hier in die Molen. Né? En dan verwag mense al vir Boeta Salis kry. Nou wat ek vir jou vandag wil vra is, raak jy frustrerend as mense op Boeta Salis soek? Of as mense nou opkom en hulle kom met die energie van Boeta Salis van die video? Even though jy nou so besig om te shopping of jy besig om te eet? En hoe hanteer jy hy situasie gewoonlik? Ek dink nou as my Boeta Salis gegroet, ek moet dan Boeta Salis. As hy Jackie. Was daar nie? Maar was daar mense so verwag. Classic. Om die vraag te beantwoord, Franklin, is ek hou ervan. Kyk, daar is my followers, daar is die mense wat my blad daar hou. Daar is die mense wat my support. So ek kan nie 'n negatiewe attitude towards hy mense. Never mind of ek besig is om te shopping met my werklike blompotjie nou. Yes. Ons Sanlam Center, Pero Center of N1 City, mense loop my raak, mense wil pics wat saam my, hulle wil 'n geselsie aankoop, ek moet tyd maak vir hulle, want hulle maak tyd om my video's te review, hulle maak tyd om comments en te reageer op my video's, en as altyd gedurende conversation tussen my en my followers op my blad, as hulle comment, ek hou van om vir hulle terug te antwoord, so ek moet tyd maak vir hulle ook. Is net die een voorval waar ons in Spur gesit het, wat die ou nader gehad het met ek moes nog my me-time met my vroukie, my laikie, en toe wil hy nog 'n video gevat het, nie 'n video nie, 'n foto. Toe laat ek hom maar toe, maar ek weet ook nie wat was Spur wat rules rondom dit, maar okay, wat 'n foto gevat met my vroukie was so baie happy nie. Nou sê ek ook, dat gaan nou die laaste keer wat dit gebeur het. Want okay, as ek nou eet, ek hou nie van mense moet my kyk of pla as ek eet nie. Ek sal in die gevolg net vir die persoon sê, kykie,
kan ons maar net klaarmaak, ek gou maar na buitekant. Nou wagen nie. As jy tyd het, dan kan ons buitekant die ding doen, wat jy wil, 'n foto vat of 'n video saam met my of so. Ek was eendag in wat ons vakansie hou en nou nie my vrou was saam, was 'n groep vriende in Mosselbaai. Daar by die strand. Toe ons daar by Minnesota Spur. Het ons gaan eet voor ons weer terug gered Kaap toe. Nou die dametjies wat werk in die Minnesota Spur met hulle foon so skelmpies. Dan sien ek hulle is besig om my te rekord. Ek het toilet toe gegaan, die een meisie gaan geroep. Toe sê sy ja, jy moet dat Salis sê ja. Ons gaan net 'n foto saam met jou vat by dan sê ek okay, nee is fyn, ek het vir hulle gaan sê hulle wil gewoon net 'n foto saam met my vat. Want ek kan nie van nee sê nie, want dis mense wat my support en hulle is excited om vir Boeta Salis en ons by te sien. Uitgegaan met 'n videoklip gemaak. Toe vra die een meisie vir my ek moet hardloop. En Boeta Salis weet mos ek kan nie hardloop nie. Toe sê ek, toe moet ek nou arme meisie, want ek het die lus gehad vir hardloop. Sê ek het gister daai berg opgeklim, my bene is styf van seer. Maar ek sal Minnesota Spur sal ek promote, jy kan staan nie so, ek kan jou naam noem in die videoklip, jy kan dit oplaai somewhere, dit gedoen, klaar geëet en toe buitekant, toe sit weer dieselfde storie, wil almal nou met my foto's vat, en ek het goed gevoel, want dis mense wat waardeer wat ek doen, verstaan julle, waardeer my content, en ja, nee, ek het goed. Het julle gesê, Boeta Salis moet haloop, want hulle sê mos Boeta Salis haloop op die video's, ne? Precies. Look, mense kan jou vra net die snaakste dinge wat jy moet doen, en is net jou karakter. So my vraag is, where do you draw the line vir mense, verstaan jy? Of as jy maar net entertainer on social media, moet jy 'n entertainer wees op die grond ook, maar mense sê daai dan met where do you draw a line of om op hy punt, ja. Of was besig om 'n video te skiet in Bonteheuwel, in die Hoofstraat, Bloegam. Kom maar 3 laities verby van die skool af. Toe wil hulle nou weet, die laities, kyk jy laities, ek lyk maar hulle is meer oor TikTok. Hulle follow my op TikTok en hulle is excited. Hier's Boeta Salis nou. Eerste vraag wat hulle my vra, Boeta Salis, hardop kom vir ons so vinnig. Oh my. Okay, toe kry Boeta Rico die idee, ons gebruik die laities in die movie, in die video, sommer goed daar, so, on the spur of the moment. Die laities sê, kyk, sê hulle belang om in 'n Boeta Salis video te wees. Hulle is so excited. Okay, nou julle gaan nou vir my vra, kan ek hardloop? Gaan ek nou probeer hardloop, maar op my normale manier hardloop. Dan gaan julle sê, nee man, Boeta Salis kan nie hardloop nie. Dan gaan Blombootjie uit met koek kom met die koekroller, en dan gaan sy nou vir my skrik maak, en dan, ek mos nou my hoor. En dan moet julle maar nou oplo. Ons die video gemaak, en dit was so fun vir hulle. Hy bangspoed, ja, hy bangspoed. Hy bangspoed, ja. Yes. Dan wou ek gevra het, soos baie genie plaasnaars dat doen nie. Die wonen weer die influencer en baie wat ek kom sal dit praat oor plaasnaar en wat ek gedoen het in die space van social media content creation. So ek dink ons moet redder sy blomme vir hom gee. Sy blomme vir hom gee wat hy gedoen het. Baie beslis. Ek dink vir die feit dat hy sal sê half buitestander is van die hele social media trend in die Kaapen. En het is moeilijk als je van buiten afkomt in een plek en jy raak waarom dan die plek, soos jy mense gaan nie tyd toelaat bestaan. Ja. So ja, plaas daar, ek moet sê, ons moet op blomme gee, het redelijk een groot impact op die cultuur van content creation en content creators. Ja. Ek wil die geheilig gewoon in die oomblikken. Dan wou ek gevraagd, soos, jy is nou nie meer by jou hometown nie. Nee, jy sien nou, as jy baie by huis, of ga jy by huis toe? Maar baie man. Baie man. En as jy aankom, hoe so ontvangst gewoonlik was nou, jy was nou, toe jy weggaan, toe was jy nog eie karakter met Salis. Ja. So as jy gaan, hoe is hy? Van gewoonlik sê, maar so jy plek support jou, soos die buiten mense nie, so hoe ervaar jy hy, Shella, as jy is? Ja, as ek af huis toe gaan, die mense sien my net as hulle sê, van die laities sal nou wat my nog nie ken nie, wat groot geraak, hulle die sal my groot geraak nie. Sy my nou skreef Boeta Salis, hulle so excited is. Maar my pottie groep en groot mense sal my nog steeds groet as Salmon en hy Salmon. Ek het eendag was ek 'n gas, 'n special guest op 'n talent show in Rossel op die sportveld.
waar ek baie followers wat met my foto's gevat het, wat excited was, ek het daar 'n praatjie ook gedoen, en ek ondersteun ons local talent. Nou, toe die talent competition nou, die dametjie wat dit gereël het, my gevra het, ek het dit gepromote ook op social networks. Ek was daar was nogal 'n redelike klomp mense, maar nie soos wat ek verwag het nie. En daar het ek baie followers gehad dat my supporters wat foto's aan my gevat het en videoclips en so aan. So my hometown, hulle tel op vir my, hulle gee my erkenning. Boeta Salis. Maar vir die kindertjies is baie excited as hulle al die leidetjies, né? Want ons partiers is like, hey, wag, jy man, jy Julian Maralo pos ken jy is ons sou jy op skool gaan. Boeta Salis jy het nou die karakter so earlier vir ons mooi uit you know, clarity gegee en allerlei goedjies. My vraag is, want ek sien baie van die comedians is nie altyd klasclowns nie. Lyk my baie van hulle kom vind eers maar na skool dat, you know what, ek is maar 'n bietjie snacks. Ja. Nee, of ek het 'n creative something and makes it. Dat sal ek skryf ook vir die son. Kan ons die naam noem? Ja. Well, okay. Ja, ek skryf ook vir die son, vir hom Sonny. Om Sonny, né? Vandag ook, ja, maar is mos donderdag vandag. Vandag ook, dan moet het toch leer. Maar off the record nou. Yes. En de mensen gaan hoor. Vandag gaat story begin. Dat zal eens een beetje van die creative world. Is Boeta Salis die klasclown geweest? Of was het ook maar een droom geweest, you know, to write one day in misschien die comedy spaces of... Ik was altijd die oude jokes vertellen in die klas. Als die week nog klas, die meneer ze daar boeken merk, ons klas moet maar stil zijn. Moet altijd iemand wees wat, kijk, het niemand raast, je op die laarschool. Als altijd een pimper wat, hij moet daar voor in die klas staan en kijk wie raast. En hij wil iemand nog pak. Dat die meneer altijd voor mij uitgeroepen om die kinders te vermaken. Nou, omdat mijn pa is een wat soos 'n tolle van hem wat jokes altijd vertellen. Ik altijd wat zijn jokes gekopie. Nou, dat ik nou die jokes voor die klas vertel en het geskater en het gelach. En op de einde van die dag het ik een goede mondeling ook gekregen. Want hij was sommer baie keer die meneer het sommer gezien, nee, ik is een goede spreker voor een klas en ik kan mij goed voordragen. Ja, maar ik was niet soos 'n clown, maar soos geact. My acting het is achterna gekom. Hierso toe ek nog Boeta Salis. Hy sê, okay, ek was nog baie extras op 'n stel, filmstelle, televisiestelle, maar dat is nog nie soos 'n featuring extras nie. Dis maar net ek is maar net daardeur van die crowd. En maar ek het nood gevat hoe die filmstelle werk en recordings en goed. Al my goed te record ek met een phone. Maar die angles, ons kat gewoonlik, het doen ook van die angle af, over the shoulder, my point of view, Blompootjie se point of view. So dat jy dan nie heeltyd so aan een loop, eentonig is. Ek breek hom al dit af, skiet kom van, maar baie mense vra my, hoeveel kameras gebruik ek? As hulle verbaas om te hoor, ek gebruik een kamera, of een cellfoon. Dat ek al die angles skiet, maar ons werk kom mooi, ek in Puerto Rico, kyk jy Blompootjie in Puerto Rico is my steenpilare, hulle is die gedigte span agter my, want sonder hulle sal die Boeta Salis nie kan bestaan nie. Want hulle is mense wat my hand hoog hou. En sorry, die laaste vraag, die lotswege vir jou gee, jy het 'n werk, en jy sê nou ons, jy shoot met 'n phone, en it's too much work, why do you still do it? En COVID is nog wel by. Ja. Soos jy gesê het, die mense, COVID is verby, jy het 'n werk, jy kan klomp ander goed doen, so why still do die video's? Hoekom? Omdat ek oor die tyd van COVID het ek 'n groot follower base opgebou. En toe het ek gevoel na die COVID, alles nou weer na normaal terugkeer, ek gaan nou die mense teleurstel, as ek nou skielik nog gaat opbou. Toe gaan ek maar net aan met die entertaining en die respons wat ek kry. Ek weet in die begin was dit 'n hassle. Mense het my uitgekry as jy's boring, jy's die en jy's die, wat try jy en so. Maar ek het by plaas naar geleer. Ignoreer hy. Hy's goeie. Kritiek is iets wat jy kan gebruik om te bou. Dis wat ek by hom geleer het en hy het my ondersteun deur alles. Hy was hy's in die begin baie in my video's gewees, wat saam video's gemaak en hy het my die hele proses geondersteun. En hy het vir my geleer, moet jou nie steur in kritiekie. Jy gaan sien dinge gaan beter raak.
werk deur hy, want hy is ook deur baie kritiek. Nou nog Ja, nie nee. mense vir hom kritiek, maar hy bly staande. Hy sterk, hy sterk aan die kant uitgekom. En hy is nog steeds besig om te groei. En ek wens hom al die sterkte toe. Come on. Nice, ja. But dis alles ek wil nou weet, ons is in mental health maand, né? En ek hoor is 'n huisman, is jou content en is werk. Op die tafel, hoe balanseer jy al die dinge? As ek werk, dan werk ek. By 2 dag, 2 nag, en as ek af is, dan is dit tyd vir my familietyd. Maar daar sal altyd, ek sal nie sommer on the spur of the moment, saam met Botariko en Blompootjie nou konfedereer vir ons next movie. Dit sal altyd gebeur 'n week voor die tyd, dan weet my vrou, okay, die dag gaat ek Pontyville toe, van 9 uur tot 12 uur. Dan gaan ons so 5 video's skiet, word dit klaar uitgewerk. So sy weet, okay, die tyd moet ek, sy nou nie vir my plan nie, want die is nou die tyd vir my followers. Ek sal nou sommer sê, die is my followers se tyd. Want nou moet ek content create vir hulle. Ja. En sy los my, wat hy is my space. En as ek terugkom, dan kan ons op winkels toe gaan, ons kan doen wat, vraag ek al die waar toe wil jy gaan, en vat ek haar so en toe, en so en, dat is nou familietyd. Goeie, ek hoor julle het 'n goeie understanding, so julle moet note vat when you choose a partner. Want die babatjie het gebore in COVID, en dis 'n visie en 'n droom wat u gehad het. Ja. En nou weer die belangrikheid van die partner wat jy het. It's either gonna make or break you, dis nou maar my view. Exactly, ja. En is vir my altyd lekker om ons mense te celebrate as hulle in hulle volheid kom in hulle journey en hulle hou vas. En is soos Lot sê, ons plaasnaar is regtig 'n connector en 'n ou in die background, maar hy doen baie. En vir my is altyd nice om die video's te kyk vir alles. Ek het nou gesê ek is in 'n season wat ek net wil huil. En toe hy sê ek gaan hier wees, toe ek nou 'n bietjie gaan kyk weer, net 'n refresher. Ja. En is lekker. Jy kry net daai lekker cozy gevoel. Ja. You know, en jy sien dis ons mense. So we need to clap, you know. Yes. Come on. Here we go. Ja, sy over die mental health en sy Jy moet maar vra dat drink, Boeta sal hy so by. Ja. Is daar iets wrong Dat daar? die mental health, né? Baie mense sal my ook inbox wat as hulle te skaam is om op die publieke platform te antwoord. Dan sal hulle sê dankie man, ek het vanoggend afgevoel. En toe ek jou video's kyk, ja, dankie man dat jy my weer opgekikker het, my gemoed weer geboost het. Dankie jou video's help en moenie ophou nie. Hulle sê my altyd aanmoedig, moenie ophou nie. Nou dit is een van die dinge hoekom ek nie soms sal ophou nie. Want ek het followers getalle by die kant wat ek moet tevrede stel en ek wil vir hulle tevrede stel. Elke video wat ek uitsit. Come on. Ja, te nice. En wat gebeur is later, raak het 'n soort van fulfillment vir jouself. Ja. Exactly, ja. Soos in ieder geval van die mental health, né? Soos ons jonger generasie en nog jonger as my, het 'n ding wat hulle sê ons escape reality met games. Nou soms wat ons nou kom doen het veral vir ons met wat content kry, is waar ons reality escape met die goedes. En om dit te doen is 'n soort van fulfillment en dit laat ook baie beter voel verstaan. So soms gaan dit altyd oor die geld, maar as jy wat jy net weer breek van realiteit af, gou in my kamer, gou besig met 'n paar video's en dit help mense baie so ding. Hoekom doen ons steeds dit? Maar weet jy, vir my doen dit baie beter en my dit laat voel my baie beter, nou voel ek bietjie beter na my paar video's. So om content te kry, dit help nie net vir mense buite nie, maar vir jouself as jy regtig geniet, verstaan? En as jy nog jy ding het wat jy geld aan en Nou ja. Cloud chases. yes, baie belangrik. Kom ons ek wil bietjie triggering wees, né? Boeta Sally, jy het nou gesê is nie hoeveel gebore, nog voor my, of nie gebore nie, maar die skool klaar gemaak is. Ja. Is 'n ouderdomsgroep, né? Hoe kyk hulle vir u aan die spaces? Is 'n groot man? Jy maak nou video's. Het jy al sulke gesels al hoor waar sommige sê so kykie, los die plain simple kan agterin. Is 'n groot man. So, het al met dat tiere kom al en hoe hanteer jy dit ook? Ja, ek was net nog in Peru Center. Die queue hier by Capitec Bank kom ek uit. En ek Peru Center in One City. Nou kyk die twee groot manne vir my so aan.
Oh nou loop ek my. aan. Nou ek kyk vir hulle ook. Nou sak ek een van die ander en hy maar, hy lyk kan nie Mali. Toe bars ek so by uit, toe weet ek hulle praat van Boetas Sallies. Toe kom hulle nou uit en hulle vra, ja maar, hulle het gedoen ek is reg mal, ek is daai. En toe moet ek sommer so pose vir 'n peacock saam met hulle. Ek nou so mal speel, sê ek nee. Hulle moet nie die werklikheid verwar met fiksie nie. Daai is maar net fiks en daai is iets wat ek by mekaar sit, 'n karakter wat ek geskep het. Daai is die Salmon Smith, daai is Boetas Sallies. Hy staan op sy eie. Ja, en daar was verder wat my gesê het, hoe ek jy so mal. In jou professionele lewe en werk, jy is so professional. Jy is baie ek sê perfeksie, alles moet reg verloop. En maar nou, jy is nou so. Al die mense sien dan op jou publieke platform, jy is mal en jy bly hol en jy bly mense se op hulle sinewies werk. Sê ek, daar het julle weer verkeerd. Daai wat julle sien van die eksie perfeksie, daai is my werklike lewe. Daai is 'n karakter wat ek vertolk. As jy kom met die films kyk, daai karakter wat hy akteur vertolk, dis nie hy daai nie. Hy sal nog wel vir die tyd study om hy karakter te vertolk, maar as hy klaar met die film, vergeet hy van hy karakter. Hy gaan aan met as jy nou miskien nou vir Martin Lawrence in die pad kry. Jy gaan nie vir Martin Lawrence sien as hy daai koddige ou nie. Hy sal vir jou dalk hier aankyk want jy kom nou in sy personal space, sy private space, hy's op pad daai kant en nou kom hy sal miskien vir jou sê nee maar sorry but not today. I'm not in that mood. Dat sal jy op basis maar jy tog hy gaan nou lag saam met jou en funny wees. Dat mense moet net weet waar om 'n streep te trek. En tog is die karakters en die goeie sort of van 'n escape. Verstaan jy om die karakters because why soos jy nou gesê het in ons jobs en in die lewe is ons formal lots mee. Verstaan jy so ons wil nie mal uitdak gaan die mense check wat gaan jy aan maar as jy mal uitdak behind die naam Boetas Sallies is fine. Verstaan jy? Dit is waar ek meestal freedom kry man as ek mal kan aangaan op die phone as Pura choose I think no one is going to judge me because as 'n karakter exactly. So ek dink baie kere ook vind ons you know that type of freedom dis hoekom ons ook van die videos shoot verstaan because when kan ek mens because almal wil just like this be simple en dinge maar die ouderdom kan ons freedom and actually a type of therapy. It's a type of therapy waar jy sê was deal was daar deal therapy. Exactly. As lekker maar ons het nou op soveel kom maar ons die rede geniet. Ons net al kom as ons buite nie verstaan ek dink dis kom ons aanhou en dit gaan kos hy ons enjoy die geselskap en alles dat so dis maar wat dit is. As ek wil nie raak aan jou topiekie. Wat 'n topie het sê wat sê jy self vir Boetas Sallies wat jy wil al weet jou GBV. Ja, Boetas Sallies weet mos nou ons president het GBV ook as 'n die grootste epidemic in Suid-Afrika gepackage. Nou ek wil graag weet met through comedy hoe create awareness, you know, om dit kind of aan te spreek want dit is 'n groot probleem. Ek gewoonlik in my praatjies as ek genooi word toeskep by 'n kerk of enige skool ook te gespreek, praat ek oor die GBV, die gender-based violence. Dit is een van die topic in youth upliftment. Dit is iets wat ek baie van hou om saam met die jeug te praat, vir hulle te motiveer. Ek is amper soos 'n motiveringsspreker. Dan GBV, sal jy altyd sien is in my video's. Maar soos ek sê, mense moet dit nou nie verwar met die werklikheid nie. Blompotjie, ek maak vir Blompotjie kwaad. Die mense wat dit sien, moet eintlik die teenoorgestelde doen. Hulle moet vir hulle vormingsliefde gee. Kyk, wat ek nou vir Blompotjie op Valentynsdag het ek vir as 'n geskenk vis en chippa sal gekom. Nou wat 'n vrou sal nou nie kwaad wees nie. Nou 'n man wat dit nou sal kyk sal sê, moet nou sê, nee, wag, ek sal regtig nog nie vir my vrou. Nou moet hy toe nie. Ja, hy weet nou nie hy gaan ook nou hol.
Boeta Salis gehoor. Ja. Nee, Boeta Salis het geploeg op die Ja, sy ja, ja. paadjie. So, hy moet my video's kyk en die teenoorgestelde doen wat Boeta Salis doen. Hy moet nie sy vrou sê, hy moet liefde vir sy vrou hê. Hy kan nie op sy vrou se nerves weekie. En dan gaan die koekrol agter sy dik beland. Yes, come on. Oké, ja, nee, dat is redelijk succes. Hij is hardtop, ik believe. Ja. Dan net zo van de vraag. Gunsteling comedians, Orsi? Ja, my top gunsteling comedian is Mr. Bean. Oké. Hy is my top en hy is ook 'n inspirasie vir my. Ah. En hy's koddig, hy's komieklik man, hy's eksentriek. Hy sal alles doen wat 'n normale mens sou doen nie. Dis is nou Boeta Salis sal ook doen wat 'n normale mens sou doen nie. Sy vriend Puerto Rico raak al hy weet ook op Puerto Rico se nerves. Want alles wat ek doen ek agter se forum. Ja, Mr. Bean, baie beslis. En dat doe je nog? Doe je eens bij, wat je dan misschien kijkt? Ek sal soos Martin Lawrence, hy's een van my en wat is sy naam? Ek kan ek op die ander se naam kom nie. Will Smith ook, ja. Will Smith. Ja, hij was action in comedian. Ja, hy's action en dat vir hom so ook een van my gunsteling akteurs maak. Dan locally? Locally, sal ek maar sê, okay, plaas na beslis. Hy staan uit vir my. En Toby Cronje, ek weet nie of jy nog vir Toby Cronje onthou nie. Hy was ons comedian. Way back. Joachim Verwy. Dat was uit my kinderjare was hy my top comedian. En verder ek het net nou heidaglik. Okay, as jy nou praat van stand-up, sal ek nou sê die wat is dit? Trevor Noah. Ja, okay, hy bly mos in Amerika. Trevor Noah ook ja en Mark Lottering. Yes. Ja, ek hou van Mark Lottering. En dan die Joe Barber. Oké. Hy is my produksies wat ek die meeste van hou. En die dames? Want daar's baie. Boeta Salis het nou gefouteer om die dames te noem. Ai, ja, maar ek kan nie dink aan dames, hè? Shami Isaacs? Sy van Booster? Ja. Come on. Okay, Sammy Isaacs, ek kon nou nie op haar naam. Vandag kom maar dankie. En Comedy Chick. Dat jy my nou remind. Represent. Ja, maar vir daai hoor. Okay. En op social media? Wie laat je kijken op TikTok of Facebook? Of? Wie zal je nou kijken? Natuurlijk vir die vermaak en praat en vir my gunsteling is Boeta Jules en Bubblegum. Daar is nie vir hulle nie. En hulle is baie oorspronklik. Ek moet dit sê. Want baie keer gebruik ek ook memes van social networks af. Maar soos ek sê, ek sal nooit 'n videoklip as iemand 'n videoklip oor 'n meme gemaak het. Ek sal 'n videoklip oor maak. Okay, klaar. Ja. Ek gebruik dit by meme maak om lewendig. Dis hy ek wil homself lewendig maak. Dit ja. Hy meme hy woorde is dood. Maar as jy woorde omsit in 'n video, in comedy, dan kry jy woorde lewe. Ja, dit wat ek baie keer maak, maar meestal baie goed is oorspronklik. En ek sien dat okay, mense op Facebook word baie geraak as hulle sien mense val as hulle Facebook voel geraak as iemand op TikTok gebruik hulle meme of die caption naam as ons geen daar video maak. Maar dan wat ek kan sien is dat van ons creators, jou top creators gebruik video's van OC in Afrikaans of hulle koop net so oor en dan sê niemand niks oor nie. Maar as ek nou jou meme vat soos ons is nou op hy wat ons is nog nie op hy vlak wat jy sê soos kyk hier as my deur gewees verstaan en sê as my deur so maar hier lewe ek uit en hulle doen dit baie nice soos ek sê baie goed vir hulle oor maar ek dink mense nog op hy lewe nie want hulle weet nie baie van die ouens gebruik oor se mense video's en op Suid-Afrika nie baie idees kom af vanaf net vir hierso verstaan en hulle sien nie daai nie. Maar onthou julle daai Nara Smith debacle? Nara Smith en die local creator. Wat gesê Nara daai idee gestuur. Van die kosmaak making food from scratch. Maar dis alles so computers so kar, mense sien dit in 'n beter en ja, hulle verbeter dit net al. Ja, soos maar oors wat dit baie persoonlik ja, persoonlik ja. So die hele toxic besigheid maar dit is. Iemand het al vir my gesê, op my inbox, ek was ordentlik genoeg om my te inbox.
Ja, jy stuur nog als my meme. Toen zei ik voor hem, heb ik jou video gestuurd? Nee, die wat jy op ons het die dingetje met die woorden. Zeg ik, ja, maar ik heb het levendig gemaakt. En die mensen daarvan gehou, klonk mensen gekregen, het vir hulle reply. Oh wow. Dat is dat ik jou meme gestuurd heb, ik heb dit gebruik, die idee van jou meme. Toen maak ik het levendig. Zo. Dan evolve, verstaan ze. Hij is nog woorden, dan raak je een video, dan raak je een podcast. Verstaan ze? Kan je niet zien net zo daar? Exactly. So even die video van my wat van die Zambreel en die ding is nie my idee nie. Ek kan dit sien elke dag gebeur is vir my. So nou kyk kom maak 'n video. Is ek was in 'n ding dat en gestudy het ook. Ek was aan sê, is wat jy van my script geskryf en implemented. But yeah guys, ek wil regtig dit sal jou tyd in beslag neem weet jy is vakansie. Baie dankie dat jy tyd afgeknip het vir ons, né? Ons wat hier dat rede baie ek weet as man hier kom, jy wil relax. Jy wil 4 keer aansteek nou en lekker agteroor sit. So wil jy tyd in beslag neem, maar baie dankie omdat jy redig tyd gemaak het vir ons op die Vermaak Praat podcast te kom. Ja. So ek sê ons is 'n upcoming podcast. Soos Shell as jy met my geprobeer het. In die begin mense gaan kritiek het verstaan. Ja. Ek gaan 'n klein voorbeeld gebruik soos aan die begin het ons gesukkel met die sound. Ek doen die production so ek moet dit reg so in die begin ek ken dit, dus ek moet dit leer met tyd en baie sal my sê kyk hierso, die sound klink reg, die klink reg, verstaan. Maar nou wat die sound reg is, nou gaan niemand kom en sê kyk hier, klink julle sound nice of julle video, nou gaan niemand dit sê nie, verstaan. En in plaas van dit, maar ons waardeer wanneer iemand so groot op die saal kom en sê ek is baie welkom by podcast, dan voel ons okay, nice guys. Ons harde werk word gesien. Ons effort wat ons doen word gesien en reg ons waardeer dit verskriklik baie. So baie dankie vir die opkoms op die sali. Ek hoop ons kan in die toekoms nog baie meer dinge saam doen in die podcast of individueel. Reg so ek sê ons waardeer dit. En net van julle kant af laaste. Ja, Boeta Salis hou maar aan jong. Soos ek gesê het in die begin was Boeta Salis een van die mense wat ek gekyk het. Ek geniet dit, ek kyk nog steeds. Ja, moet nie dat die buite wêreld op dat alles wat sê nie man. You know what? Even dan gaan ons tot 80 jaar oud is doen nog steeds die video's so lank ons af van like. En ons weet ons maak 'n verskil vir mense daar buite kant. En toe comedy my bro is a healer of this world. Ja, so aan. Beautiful. Ja, nee, vir elke lag en vir elke moments kan mense vergeet nie wanneer is dit trigger of positief of negatief, maar dan het jy net so 'n gentle reminder. Om te sê hier, daar is iemand wat ek kan gaan kyk, dit met my gemoed. Yes. So keep on doing what you're doing en ons waardeer u. Dankie Masie. Soos ek altyd sê, lag 'n dag, laat die dokter wag. Lag 'n dag. Ja, maar noem sy moet nou 'n naam gee dat gentle reminder. Sy moet nou nie 'n naam gentle reminder nou wat sy. Okay. Ja. Dis my page hy. Ja. Sy smaak maar gentle bereid. Ja, ek gaan veel follow, né? Wat jy op page nou? Gentle reminders. Yes. Okay. Ja, ek gaan is op TikTok en op Facebook. Nie op TikTok is dit mis u. Maar ek follow vir u en ons Vermaak Praat gedeelte. Okay. Ja, ek weet ja. En ek share ook altyd baie van u se video's. Ek moet kyk of ek vir jou terug follow. Follow ek jou terug. Ek dink nie so nie. Van as jy sê hy pytlik so oorsies om en dat Miskien. Okay. Is daar so. Ja. Mis met Z. Mis met nie met 'n S nie met Z. Mis. Ja, dit was mis ek. Nee, ek is daar. Mis Ek like en share. As ek nou internet access het op die pad, gaan ek kyk. Ja. Of môreoggend as ek nou in die Kaap kom. Ja, maar baie dankie. Ek moet vir julle sê baie dankie julle my genooi het, man. Ek voel ook eintlik geëerd om so wagtig. Ek is al maandag al hier. Wat 'n pragtige dorp het julle nie. As al my tweede keer wat ek hier vakansie hou. Okay. Ja, en as 'n vriendelike dorpie. Almal is vriendelik, hulle groet as hulle by ry. En dit is iets wat ons experience sommer aan die Kaap. Net as iemand jou ken, sal hy vir jou sy hand uitsteek, maar hierso, so vreemde mense. Is 'n ander vibe. Ja, maar kyk julle ook. Dis vriendelike plat op die aarde. Ja, nee. Ja, plat op die aarde, humble personalities. Ek wil een ouwe het vertel, hy was in die Kaap gewees, né? En eerste keer in die Kaap, hy het self gery. Kom hy terug Weskus toe. Die man kom hier en sê maar joh, maar die mense zijn vriendelijk in die Kaap en joh. Oorals waar kom hulle, wij van my.
Toen zei die patiënt zei nee. Ooit in een one-way gereden. Ik ben zo geprobeerd. Ik nee. Maar hoe je zullen bij je vrienden. Oké, let op jou talen wijs. Yo, ik heb daar experience. Hij was opgemaakt in die kapers met je bij je vrienden. Hij reed naar one-way. Hij is op een idee voor mij ook. Ja, come on. So ja guys, we maken een podcast episode 41. Lekker! Zo. Ten nice, Boeta Salis. Baie dankie julle.